Ons het jou katvis. Oh my. Vir hom die kat wat soos 'n stomp lyk. So dis waar ons storie begin hierdie jaar. Ons gaan katte jag. Nee regtig nie. Ons is op pad Kalahari toe. Ons verlaat 'n sopnat Kaapstad. Min wetende dat dit die laaste keer gaan wees dat ons reën sien in 3 weke. Ons gaan bietjie stof vreet, maar lekker stof. Kalahari stof. Alles is omtrent gepak. Ons wag net vir mamma en die kinders om van die skool af terug te kom. Dan kan ons hierdie bussietjie opsaal en gaan pret hê. En daar is ons op die pad Mamasbury toe. Maar dinge sou 'n interessante rigting inslaan. Baie vinnig. Net so voor Mamasbury, vra mamma vir my, het jy ons oornagtaksies ingepak met al ons badkamergoedjies en 'n paar ekstra? 2 hours later, we still haven't reached Mamasbury. We forgot a lot of stuff at home. Our overnight bags, our toiletries, everything. So, Gertjie had to go back. I've got my co-passenger here, Darius here driving with me back. I left the caravan and everything in Mamasbury. Hopped back in the car and here we go again, take 2. Let's put it this way, this poor bus has never travelled at the speed of white light yet. Today was its first opportunity to improve and to provide. So here we go again, leaving Cape Town again, going back to Mamasbury. Hey, you can't park there. You can't park there. Alright, back at Mamasbury. Hooked up the caravan again. We're almost ready to go. Just a quick light check. Hello. Just a quick light check and then we are ready to rumble again. Hello. Hello. Right, dis al ligte agteraan. Net vinnige ou pitstoppie maak, hier langs die pad, gou al die banddrukke nagaan, seker maak, ons het 1000 km om te gaan, so mens kan maar net sowel double check en seker maak alles is honky-dory. En natuurlik, dan moet ons ou koffietjie kry. Wie kan nou travel sonder 'n ou koffietjie? Die Kaap is pragtig mooi en skoon. Ons kyk na die wolke wat die laaste bietjie reën daar oor die Kaap inbring, terwyl ons die bergpas opvoeter, Pikkenierskloof se kant, en die bussie hardloop soos 'n absolute droom vandag. Ons is op pad Kalahari toe. Wat kan beter wees as dit? Ons is net so 2 ure agter skedule, niks ernstigs nie. Maar die Kaap is lowergroen, dis regtig pragtig hierso. Net diskant, wat is die plekkie se naam? Nieuwoudswil. Ja, daar draai ons af. Ons is op pad Kalvinia toe, waar ons vanaand gaan oorslaap, maar ek weet nie of ons voor donker dae gaan aankom nie. Ons het nog 'n lang entjie om te gaan, en ons het een van die stylste bulte wat volg. Dit gaan 'n interessante toets wees vir die kombi met hierdie swaar karavaan. Tans op diesel met die swaar karavaan agterom, so 14 liter per 100 km. Maar dit verander baie drasties as ons hierdie bult slaan. Ons verander na 2 km per liter. Jep, en ons arriveer in die donker nag hierso. Skraap so bietjie die onderkant van die bussie of die karavaan toe ek moet terugstroot binne in die parkeerareaatjie in. Maar dis alles vir 'n goeie doel. Hanko vat ons gou-gou vir 'n begeleide toer hier deur die huisie. Kombuisareaatjie.
Ons het via Lekker Slaap bespreek en die plekkie se naam is die Gansoogie. Ongelooflik mooi skoon en netjies en die gasvrou het vir ons jokkies gelos op die tafel. Ons het sommer al klaar verlief geraak op die plekkie, sommer met eerste oog op sig. Ongelukkig het ons in die donker ingekom hierso, so ons kon nie eens om die plekkie stap nie en ek beplan om môreoggend vroeg weer in donker te vertrek. Lekker elektriese komberse vir die snoesige wintersnag. Ai, lekkerte. Volgende gaat als naar mijn gang. Rechts is mijn broeder. Als de kamer, die badkamer is vies. Als je hier zo nog rechts gaat aan het einde van die gang, is nog een gangje naar die voordeur toe. En links van dit is een zitkamer met een dekkenhoekie. En een ovaalachtige etenstafel. Definitief 'n plekkie wat ek sal aanbeveel. As jy hier deur Calvinia se wêreld gaan en moet oorslaap, gaan kyk maar op Lekker Slaap vir Gansoogie. Dit was lekker cozy, lekker groot, baie netjies en skoon. En ik kom. Ons 'n resep vir melktert. Ek is nie die wêreld se grootste fan van in die nag te berei nie, maar hierdie karretjie loop so fantasties mooi. Hierdie paaie is plat. Ons word begroet deur 'n ongelooflike mooi sonsopkoms, so vroeg in die ou vlaktes. Dit was op 'n stadium minus 4,5 grade buite, soos wat julle op die kar se monitorretjie kan sien. Dis lekker koud buite, maar ons hoef daarmee uit te klim nie. Daar het tot ys op die spieeltjies bymekaar gekom soos wat ons gery het. Lekker koud. Maar kyk hoe droog is dit hierso in vergelykende waar ons was met die Kaap. En ons sien ons eerste versamelvoëlneste is wel sowel. En wat 'n dorpie is hierdie? Raai. Môre, ons is net hier so buitekant Keimoes. Net as jy Keimoes uitkom is hier die pragtigste lowergroen oornagplekkie. Ons gaan nou nie hier so oornag nie, maar hulle het 'n bordjie opgehaat wat sê koffie en toe sê ons almal, okay, dit klink reg. Daar's 'n kaggelvuurtjie daar binne, ek sien dit sommer van hier af. Ons is nas. Alright. Kom ons kyk het wat het gebeur met die karavaan in die laaste 700 km. Piep. Nog my selfoon nog gaan kry. Oh, dit lyk woes. Bedegoed is oral, die tafels het geskuif. Die kamera kan nie dit optel nie. Ag, dit lyk daarmee van skade is nie. Sal uitsorteer wanneer ons stil hou. En mamma meer kat. Sit lekker by 'n kaggeltjie. Hier moet ek hier. Koffie sluk en dan gaan ons net 'n toebroodjie kry. Die so chocolate. Lekker koffie. Ek moet sê julle 2 kilo hoodies, julle trek julle hoodies so laag na julle lyk soos boewe. Ja, maar hy is 5 jaar oud. En dis nou hoe liewe Jesus ons oppas. En ek bedoel dit glad nie sarkasties nie. Daar's 'n rede hoekom ons staan hierso. Daai battery het besluit, hy wil nie start nie. Gelukkig in Appington waar ons iemand in die hande kan kry en ons het daai kie wat gou kom help. Daar's hy dieseltjies gegooi. Mamma het nou in die toilet toe gegaan, sy moes nie. Dit gaan 'n moeilikheidjie afgee. Kinders sê hulle is happy daar agter somewhere. Dis fyn, ons is op pad. Mamma moet maar net tot op Askap of 'n toiletrolletjie die karavaan uithaal, een van die twee. En hier gaan ons. Did you know it's Sunday? Dan gaan nog gehad hier saam. Ek het aankomende paradjies en trokke. Ag, gat ons alraai. Nee. Maar die merk nodig nie, ons is reg om te gaan. En daar is ons bordjie, Ashkam is 173, dan gaan ons daar so gou nog met hout optel. En 246 kg is ons by ons eindbestemming. So na die sports met die kar en die battery en die gestane ry, vat ons hierdie alombekende pad wat ons oor die duine ry.
Ons volgende stoppie sal Askom wees. Maar dit is wel sê. Hulle het Askom nogal mooi gemaak. Hierdie was altyd maar 'n ou growwelige ou grondpaadjie, daar is die Agrimark. Natuurlik die bekendste winkeltjie in die hele Askom en ons seker 'n groot gedeelte van die wêreld ook al teen die tyd. Ja, dit is baie groener. So dit was verlede keer om. Dis die plek wat jy moet betaal om te gaan sweepsie ook. Ja. Ja. Sien daar is hulle die rooi kat wat hulle sleep. Daar was jy Koffie. 'n Lekker eetdingetjie, 'n lekker koffie terwyl ons mede-kampers ontmoet. Van hier af is dit net 'n kort 70 km rit, dan is ons by Twee Riviere. Anders as vorige jare gaan ons nie dieper in die Kalahari Park in nie. Ons het 3 weke bespreek by Twee Riviere vir verskeie redes waaroor ek nie nou gaan uitbrei nie. Ons is net te dankbaar om hier te wees. Ons kan die stof in die lug ruik en die opwinding van 'n lekker vakansie. Hierso is die voertuie almal bymekaar. Ons gaan binnekort deur daai ingang gaan. En dan is dit vryheid van daar af. Die hoofkantoor waar ons moet inteken sodat hulle kan sien maar ons is hier so, ons vat nie strooi nie, ons wil kamp. Ons wil ontspan en afskakel. Na die formaliteite wat 'n absolute breeze was, gaan ons nou 'n bietjie moet tent opslaan. So vir die volgende paar ure weet julle wat ek gaan doen. Maar ek gaan dit nie met 'n droom omdoen nie. Dis verseker, ek gaan 'n lekker yskoue enetjie geniet terwyl ek kamp opslaan. En ek het 2 groot seuns wat gaan help. Dit maak die lewe ongelooflik maklik. Ons vind 'n lekker staanplekkie hier teen die heining waar ons al 3 kampe of voertuie bymekaar kan sit op die 2 kampterreine wat ons bespreek het. Die opslaanproses is maar altyd triekie met hierdie karavaan. Wie ook al hierdie seile uitgedink het met die extensions, het seker deur 'n egskeiding gegaan, want jy kan die haat en die venyn proe. Maar nou ja, ons slaan op, dis lekker warm, kortmou hempies, kaalvoet omtrent. Wat 'n ongelooflike voorreg om terug te wees in die Kalahari. En so 'n sakkie son na 'n lekker dag se ry. Die kampvure word aangesteek. Vanaand gaan ons definitief braai. Die luggie koel baie vinnig af. Daar is so 'n koue vroontjie in die lug en dit sal ons die volgende oggend gevoel het. Maar nou, naggeleide, rustig wees, kampvuurtjie geniet en die stoeltjie nader sleep saam met 'n lekker yskoue Germaanse bruisdrankie. Wat sê jy? Permit in die hand, reg om te gaan. Nuwe drywer. Met 'n waaiertjie. 'n Kar vol opgewonde mense. Is waar die ligte af hoor. Regs, draai knop onder, teen die dash. Weet jy? Ek is Darius. David Attenborough man. Is David Attenborough met 'n kanoen, met 'n kanon lens. Alright. Dis op 0. Julle gekreun op die kamera hoor, so dat ek koud is en my ledemate so liggies gevries is. Hier kom iemand deur. Hey. Kom maar deur. Kom maar deur. Kom maar deur. Kom maar deur. Dankie. Dankie, was my tip. Môre toe ons die bus ry te was,
Hoe vries dit? Hier sit nog laagies ys. Soos dit ons probeer was het. Vir jare is ek baie bevoorreg. Ek sit met 'n drywer wat al die bestuurwerk kan doen. Hanko het sy leerlinglisensie gekry, so hy mag wettiglik bestuur. Darius het die een Canon kamera by hom, Hanko het die ander Canon en ek sit met die Master Canon by my en ons is lus vir foto's neem. Almal het 'n geleentheid. Almal is lus hiervoor. Ons eerste besigtiging is 'n pragtige volstruisfamilie met 'n klomp opgeskote kindertjies. Hulle is daar nog nie tieners nie, so dit gaan daar 'n bietjie beter as dit. En dit is sy nek maak soos 'n rinkels. Ja. Either dit of hy seesik. Van Jurassic Park se dieregebou van Volstruis af. Is maar mooi om vir moeder natuur so dop te hou. En selfs die klein goedjies is daar baie mooi om te sien. Ja, hardloop kan kry. Ek probeer een van hierdie Jurassic Park foto's neem deur die volstruisie aan die hardloop te kry terwyl Hanko bestuur. Goeie Jurassic Park shot. Aksie en aksie. Die paaie om twee riviere is in 'n baie goeie toestand. Maar dit is ongelooflik stowwerig. Hulle het 'n vreeslike goeie reenseisoen gehad en hier kan ons sien hoe ruig en geil die gras groei. Ons het 'n paar blouwillebeeste, baie geseënd met baie roofvoeltjies weer. Die muise is terug na die veldbrand van verlede jaar en ons kry baie fotogeleenthede. Dis net so nou en dan gespook oor wie se kamera is nou die grootste? Wie se lens is die langste? Wel, ek wen altyd. That's high speed. Ja. Oh, nice. Dat was beautiful. Interessant die hoe hulle skreeu die goeters, hè? Check hierso. Oh, nice. Dit lyk amper so 'n waterheron wat so toemaak. Ja. As hulle vis vang. By Kykie se watergat word ons verras deur 'n lennervalkentjie, edelvalkie wat besig is om te jag. Maar hy kom teen so hengse spoed in dat dit bitter moeilik is om hom te fotografeer. Maar dit gaan ons nie stop om te probeer nie. Laat hy nou gaan sit. Hy het iets gevang, maar. Ja, hy het iets gevang. Ons geduld word beloon toe hy een van die rooikeelvinkies hard geslaan het en toe gaan sit en eet het. Ons skuif so 'n bietjie na 'n koeldeboom toe om 'n bietjie gaan kou. Ons lyk omtrent soos chipmunks met die fast forward. Tyd vir 'n bietjie koffie drink, bietjie ontspan, bietjie wegkruip by die son uit, glo dit of dit nie. En dan vat ons maar weer die pad.
dan moes hy ander een in die boom ook 'n roofarend gewees het. Net donkerder van kleur. Ja, hierdie is 'n juvenile. Ah, poefoei, pragtig. Daai gekry. Ek het nie gesien toe die plante nie. Mooi kyk jy nou vir my. Dit lyk onmoor. Ja. Een van die groter versamelvoëlneste wat op sy laaste bene staan. Daai tak raak al hoe swaarder en swaarder waar hy is. En dan kan ek iets kry wat ek kan gebruik. Kar af asseblief. Okay. Met een hele stert opgevreet. Ja, genau. Mama, ek dink ons het die rooi gevind vir my strikdas. Want ja. Ook is hy bekkie skoon. Sy. Dit is 'n harige ding wat hy beet gekry het. Ek sien so, dit was seker 'n muis. Dalk 'n veldmuis. Kyk of hy vir jou wil kyk. Alweer volkie met mooi rooi oë. Dwergvalkie. Pragtige klein dwergvalkie wat ons verras hier sonder boom. Kom bewe ek ewe skielik so. Oh. Okay. Oei, net betyds van die blaas is vol. Die blaas is vol. Bus se linkerdeur bly nog steeds oop gaan. Ons gaan nou by die werkswinkel stop en kyk of ons 'n skroewedraaier vir vandag kan kry. Ons het nie gisterand klaar opgeslaan nie. So, vandag is tyd toe. Ons moet nou die ekstensie opsit en dis waar ek 'n paar nuwe keurwoorde leer. Ek het nooit geweet dat hier 'n Birdhide is by Tweede Vierde nie. Vir die ouens wat hom soek, gaan net hierso verby die laaste chalet, ry in die bultjie op, parkeer ongeveer hier, pragtig reggemaak en kort stap na die haai toe. Hierdie battery het net 3% oor, hoekom? Ek het hom net ingesit. Duurd. Met die veld wat so ruig is daar redelik volop water binne in die park. So die watergate word nie so intens gebruik soos wat dit in droër maande of droër jare gebruik word nie. Dis 'n pragtige view van hier af. Net bietjie aan die stillerige kant. Soos wat die sonnetjie sak, so sak die temperatuur, of moet ek eerder sê, val die temperatuur. Jean het ongelooflike lekker vuurkonka gebring, en ons gaan nou weer 'n bietjie braai, bietjie kuier, en net bietjie kamp, bietjie rustig wees. Dit was 'n ongelooflike lekker eerste dag in die park, en ons kan nie wag vir dit wat voor lê nie. Met so 'n mooi sonsondergang, ons is geseënd. Dankie, liewe Here.
Bosveld TV, jou lekker ding. Lekker slaap. Ons sien julle in die volgende een.